Ons was almal verbaas gewees, en as ek sê ons, dan praat ek van ons Gauteng skole, om hier uit die bloute 'n kennisgewing te kry, en nie net 'n kennisgewing nie, 'n publikasie in die Staatskoerant, wat sê dat alle leerders vir 2013 alreeds vanaf die 14de Mei moet registreer. En hierdie proses moet afgehandel wees die 22ste Junie. Normaalweg sou Hoërskool Oosterlig en sekerlik van die ander skole ook so inligtingsaand gehou het hier in Augustus maand. Maar dames en here, ons het ons is baie bevoorreg om met so goeie personeelkorps te sit met hier by Oosterlig om hierdie aand moontlik te maak. En ek wil sommer van die begin af vir die bemarkingsspan sê baie dankie vir die geleentheid dat ons met die ouers kan gesels. Baie dankie ook vir ons personeel wat vanaand hier is en dan ook ons leierskomitee wat help. Dames en here, by Hoërskool Oosterlig is ons bevoorreg om met wonderlike potensiaal te werk. En dit is ons Godgegewe taak en roeping om hierdie potensiaal wat U vir ons gee tot die maksimum te ontwikkel. Potensiaal word nie in 'n oogwink ontwikkel nie. Dis 'n tydsame proses. En dit gaan gepaard met sorgvuldige beplanning en harde werk. U kind se toekoms is vir ons belangrik. En daarom is U vanaand hier. Geagte ouers, die beheerliggaamslede van Hoërskool Oosterlig, die personeel en dan ons belangrikste gaste, dit is die graad 8s van 2013. 'n Hartlike welkom hierso by julle tuiste vir die volgende 5 jaar. Dames en here, die afgelope klompie maande, ek wil amper sê die afgelope jaar alreeds, is daar vrae gevra in U huishouding. Vrae soos, sal my kind inpas by die opset? Die akademie, hoe lyk die skole of die hoërskool se matriekuitslae? Handhaaf die skool PUIK universiteitstoelating vereistes? Is alle personeel gekwalifiseerd en beskik die skool oor voldoende fasiliteite? Wat die sport betref, behaal die skool uitstekende sportuitslae? Is daar goeie afrigting beskikbaar? Met die kultuur kan ek trots wees op die skool se kultuurbetrokkenheid. Dien die skool die gemeenskap? Is daar enige leierskapsontwikkeling? Kry my kind enige erkenning? Is dit lekker om hier skool te gaan? Is Oosterlig bekostigbaar? Is my kind net 'n nommer? En is my kind regtig goud werd? Dames en here, kom ek gee vanaand vir U die gemoedsrus dat U die korrekte keuse gaan uitoefen as U Hoërskool Oosterlig kies. Heel eerstens, die vraag, sal my kind inpas by die Oosterlig familie? Ja, dames en here, U kind sal maklik inpas, want by Hoërskool Oosterlig het ons 'n sterk Christelike karakter. Ons onderrig slegs in Afrikaans en ons het 'n gemaklike grootte skool van 850 leerders. Dis 'n skool met streng, maar regverdige dissipline. En dit is 'n skool wat in 2012 sy 20ste bestaanjaar vier. En soos ek die afgelope paar maande al gesê het, ons is in 2012 20 jaar jonk. Tweedens, die akademie. Oosterlig roem op sy uitstekende akademiese rekord. In 2011
was ons die enigste skool in Boksburg wat 'n 100% slaagsyfer gehad het. Die afgelope 10 jaar is 'n gemiddeld van 99,1% slaagsyfer verseker. En daarbey het ons verskeie kere 'n 100% slaagsyfer gehad. Dames en here, ek wil graag met 'n vergelyking tref tussen ons en ons buurskool, want dit is ons naaste skool en ek is eerlik vanaand met u as ek sê, kom ons vergelyk die twee skole akademies met mekaar. In 2009 het Hoërskool Oosterlig 100% slaagsyfer gehad en Hoërskool Elspark 86%. In 2010 Hoërskool Oosterlig 98,6% en Hoërskool Elspark 95%. In 2011 Hoërskool Oosterlig 100% en Hoërskool Elspark 94%. Die hoof van Hoërskool Elspark komplimenteer Oosterlig altyd deur te sê, die wyse manne kom uit die ooste. Verlede jaar 142 matrikulante, 130 vakonderskeidings en 79 van hierdie matrikulante het universiteitstoelating verwerk, waarop ons baie trots is. As ons gaan kyk na die vakuitslae, dit word vir daar gegee, ek haal net uit die Afrikaans 65%, Engels eerste addisionele taal 63%, wiskunde geletterdheid 63%, rekeningkunde 63%, besigheidsstudie 61%, rekenaar toepassingstegnologie 63%, lewensoriëntering 74%, toerisme 65% en so kan ons aangaan met ons vakgemiddelde. En dan, dames en here, iets waarop ons verskriklik trots is. Chantalise van der Merwe het 8 onderskeidings behaal en was nommer 1 in die distrik. Nou ons distrik is so plus minus 6000 matrikulante. En dan was sy ook nommer 2 in die hele Gauteng. En dit is vir ons 'n baie besondere prestasie. Ilana Bosch, 7 onderskeidings behaal en was nommer 9 in die distrik. En Cornel Bakker het 8 onderskeidings behaal en was nommer 10 in die distrik. Dames en here, in 2010 is Oosterlig ook aangewys as een van die top 100 skole in Suid-Afrika. Alle personeel by Hoërskool Oosterlig is ten volle gekwalifiseer. Dames en here, en ek wil vir u vra, as u skole vergelyk, is dit 'n punt waarna u moet kyk. U kan nie toelaat dat 'n ongekwalifiseerde onderwyser vir u kind in die hoërskool klas gee. Dit stuur op 'n ramp af. Ons is trots op ons personeel. Die afgelope aantal jare het verskeie personeel toekennings gekry as toponies in die distrik. Ons spog ook met ons fasiliteite, 4 rekenaarsentrums, 2 tekenlokale, 4 laboratoriums en 1 pyp hotelskool, wat julle net nou sal sien, ons gaan daar koffie drink, sodalitas. Dames en here, met 'n goeie matrieksertifikaat sal u kind 'n goeie werk kry. Maar die bonus is, as u kind kan universiteitstoelating kry. Moet dit nie uit die gedagte laat. Ons vakkeuses, dames en here, in Suid-Afrika, as 'n kind in graad 8 is, behoort hy die gewone 8 leerareas onderrig te ontvang in die 8 leerareas. Dames en here, dit word so deur die GDO voorgeskryf. Maar hier by Hoërskool Oosterlig spreek ons ook vakkennaars toepassingstegnologie, sodat die sprong in graad 10 nie te groot sal wees. Vakke wat ons aanbied in graad 10 is die volgende. En dames en here, dit is baie belangrik dat u moet kennis neem hiervan. Want u kies nie nou 'n skool vir u kind net vir 2 jaar nie. En aan die einde van graad 9 besef u, maar my kind kan nie by hierdie skool vakkeuses doen vir graad 10, 11 en 12. Ons wil nie graag hê dat die kind van skole moet verwissel nie. Onthou dat die vakke vir universiteitstoelating baie belangrik is.
en dit is wat Oosterlig laat uitstaan bo omliggende skole. Graad 10 tot 12, die 4 verpligte vakke en 3 keusevakke. Ons verpligte vakke is taal, amptelike huistaal Afrikaans, Engels, eerste addisionele taal, wiskunde of wiskundige geletterdheid en dan lewensoriëntering. As ons kyk na die keusevakke, in studievelde is dit verdeel, ekonomiese en bestuurswetenskappe met rekeningkunde en besigheidsstudie, ekonomie, dan die fisiese lewens- en rekenaarwetenskappe, lewenswetenskap, fisiese wetenskap, rekenaartoepassingstegnologie, wat dienste betref, die gasvryheidsstudie en toerisme, en dan die ingenieurs en tegnologie, ingenieursgrafika en ontwerp en siviele tegnologie. En laastens dan die sosiale wetenskappe, naamlik geskiedenis en geografie. Dames en heren, u sien dus dat op akademiese gebied u kind in veilige hande is. Wat die sport betref, beslis, u kind sal aanpas, want Hoërskool Oosterlig handhaaf uitstekende sportprestasies. Deur die afgelope klompe jare was daar pyk provinsiale en ook nasionale prestasies deur ons leerlinge gelewer. En dames en heren, ongelukkig bestaan die persepsie daar buite dat as jy by Hoërskool Oosterlig aan sport deelneem, kan jy nie gekies word vir 'n provinsiale span. Weet nie hoekom nie, want ons beskik oor 'n klomp pyk afrigters. En hierdie jaar is dit al reeds bewys dat in hokkie, rugby en netbal ons provinsiale spelers opgelewer het. So hierdie sienswyse is verkeerd bewys. Weereens, in Hoërskool Oosterlig kan jy provinsiale klere verwerf. Daar is 13 sportsoorte om van te kies. In die begin van die jaar neem ons deel aan die Super 12 sportreeks. En hier het ons juis hierdie jaar teen Hoërskool Elspark ons groot derby gehad. En op daardie dag met die rugby, die hokkie en die netbal was daar 20 wedstryde gespeel altesaam, waarvan Oosterlig 18 gewen het. Ek sê weer, Oosterlig beskik oor pyk-afrigters. En as ons nou van afrigters praat, die van die laerskole sal kan onthou dat verlede jaar het ons omliggende skole eerste spanne, die laerskole se eerste spanne 3 afrigters gehad wat oud-oosies is. Dames en heren, u moet regtig verskoon as ek vanaand verwys na verlede jaar. Want aangesien hierdie inligtingsaand en die inskrywingsproses vervroeg is al die ligas nog nie afgehandel. Al die spanne is nog nie gekies. En Oosterlig is nog ver van klaar af met prestasies. Rugby. In 2010 het ons vir die mediumskole die Valke se eerste en onder 16 spanne gewen. Netbal, 5 spanne en Ekurhuleni wenners en elke jaar het ons 'n groot groep provinsiale spelers. Teen Elspark het ons netbal 9 uit 10 wedstryde gewen. Dames en heren, ons hokkie. Verlede jaar, die onder 14s en onder 15s was nie net liga wenners nie, maar het ook gespeel in die noord van die valkompetisie. Skaak, verlede jaar het ons onder 15 gemengde span, was hulle die streekswenners en die seunspan tweede. Golf, verlede jaar het Oosterlig die Boksburg streek gewen vir die BNC liga en ons het 2 spelers in die Ekurhuleni span gehad. In hierdie stadium is die golfliga nog nie afgehandel nie, maar ek kan vir julle sê, in die A-liga, dit is nou waar die manne met 'n voorgeespeel van 0 tot 9, is daar onder die top 12 spelers 3 van Hoërskool Oosterlig se spelers. Ruiterkuns, verlede jaar SA kampioen en hierdie jaar dieselfde dogter wat haar Protea klere verwerf het, waarop ons natuurlik baie trots is. Dames en heren, as ons kyk na kultuur, en dit is nou vir die ouens wat nou nie so goed aangelees in die sport nie, maar wat blom by kultuur, hier is baie. Redenaars, ons was jarelang gala-aandwenners gewees van die streek.
In 2012, dis nou hierdie jaar, het ons 5 leerlinge gehad in die ATKV se halfeindronde en verlede jaar, 2011, het ons 1 leerder gehad in die finaal, die Suid-Afrikaanse finaal, en hy het 4de in die land geëindig. Die dramaklub. Ons dramaklub was al nasionale wenners en hulle neem deel aan die ATKV se drama kompetisie. Elke woensdag is daar ook VCSV en as jy op die webwerf gaan kyk, daar is ook Facebook revue. Ons het elke 2 jaar revue, maar hierdie jaar het ons 'n gospelproduksie wat op die planke gebring gaan word. Kunswedstryde, die Culture Vultures is 'n organisasie wat ry en bietjie kultuurgeleenthede gaan bywoon. Die Oosterbeeld, ons eie skoolkoerant. Die sergroep het julle vanaand hier gesien en ek is regtig trots op hulle. En ons het ook 'n eie ATKV tak wat gestig is. En dan die Engelse gedeelte van ons redenaars, die public speaking. Dames en here, die vraag wat jy gevra het, dien Oosterlig die gemeenskap? En ek kan vir julle sê, ja, ons dien die gemeenskap deur gehalte, nie net deur gehalte onderwys, maar ons ploeg ook terug in ons gemeenskap. Ons het omgeeweke, met die skyfreeks sekerlik gesien, daar so uitgepak met sak. Ons het 75 sakke ingesamel met kruideniersware vir minder bevoorregte mense. En in elke sak was daar genoeg kos vir 'n gesin van 4 vir 2 weke. Hierdie projek is net verlede week afgehandel. Dan is daar ook baie ander projekte vir liefdadigheid. Fondsinsameling vir kinderhuise, kankervereniging en so kan ons aangaan. Maar die grootste ene is ons Bullet projek. En dames en here, hier samel ons leierskomitee elke jaar geld in vir slagoffers van misdaad in die omgewing. En ons is baie trots om te sê dat ons vir hierdie jaar baie naby aan 100.000 rand ingesamel het met hierdie projek. Die volgende punt is leierontwikkeling. En seuns en dogters, julle graad 7's wat vanaand hier sit. Julle is die leiers van die toekoms. En daarom is jy belangrik vir ons. Ons het die graad 8 kamp. Nou ja, dis 'n moet, jy moet daar wees. Die VLR, die leierskomitee en ek wil net noem dat die graad 8 kamp en die leierskomitee kamp word aangebied deur die ATKV se leierskap akademie. En dan word hierdeur word die kind blootgestel aan leierskapstyle, 'n beter kommunikasietegniek en 'n breër mensekennis. Volgende week kom ons VLR aan die beurt waar hulle leierskapontwikkeling gaan doen saam met persone hier uit ons gemeenskap. Die volgende vraag, kry my kind die nodige erkenning? Ja, ons gee graag erkenning vir die kind as presteerder van ons skool. Daar is balkies, daar is merietekleure en daar is erekleure. Maar dames en here, ons het ook geïmplementeer van hierdie jaar af die vervroegde erkenning. En vervroegde erkenning beteken dood eenvoudig dat ons erken u kind se graad 7 prestasies volgende jaar in graad 8. Byvoorbeeld 'n leerder het 'n 90% gemiddeld. U ontvang dan 1.000 rand afslag op u onderriggeld. U kind het provinsiaal cricket gespeel, Suidoos-Rand, nog 1.000 rand af op u onderriggeld. U kind was 'n ATKV redenaar, 750 rand onderriggeld af wat u korting ontvang op die onderriggeld. Dit wil sê die ereklere 1.000 rand en die merieteklere 750 rand. Al voorwaarde wat ons vra as dit toegeken word dat die kind vir die hele jaar in die skool moet wees. Dames en here, u kry dus korting op u onderriggeld vir u kind se prestasies. En wanneer u kind dan hier by ons in die hoërskool is en hy kan hierdie prestasies herhaal in graad 8 tot 12, dan sal ons ooreenkoms met u nog steeds nakom. U sal korting ontvang indien u kind presteer.
Op hierdie punt wil ek net vir u noem, wees tog versigtig vir skole wat beurse aanbied. Dit klink baie goed, as hulle sê ons bied 'n beurs aan, die kind hoef nie onderriggeld te betaal nie, al sy sportklere word voorsien, al sy sporttoere word betaal. Maar dames en here, as u kind iets oorkom, hy word beseer en hy kan nie meer deelneem nie, of daar is soveel kinders uit Oos, Wes, Suid en Noord wat op hierdie skool toestroom, dat u kind nie plek kry in 'n span, dan verval die beurs. En dan word u gevra om die beurs terug te betaal. Ons het verlede jaar leerlinge gehad van omliggende skole wat na Oosterlig toe wou kom, en toe is die ouers genader en daar's gesê, luister hier, julle kind kan nie die skool verlaat nie, as julle kind nou die skool verlaat, skuld julle ons R22.000. So dames en here, ek sê vanaand vir u, wees versigtig vir beurse. En daarom dink ek dat hierdie vervroegde erkenning wat ons gee aan presteerders is 'n wenner. Is dit lekker om by Oosterlig skool te gaan? Ja, natuurlik. Ons bied aan 'n graad 8 kamp, 'n groentjie konsert, 'n skuimop, braai op die blad, aandskool, debutantebal, lentebal, idols, meer en meer vir Oosterlig. En dames en here, onthou tog, as u kind gelukkig is u gelukkig. Kan ek die onderriggeld bekostig? Ja, Oosterlig is bekostigbaar. Heel eerstens, ons het geen registrasiefooie nie. Nou dames en here, wees tog asseblief net wakker. 'n Skool mag nie registrasiefooie hef nie. Dis teen die wet. Ek weet die skool sê ja, dames en here, dis nou nie registrasiegeld nie, dis die eerste paaiement vir volgende jaar vir die onderriggeld. U mag nie 'n registrasiefooi betaal nie. Ons het nie 'n registrasiefooi nie. Ons gee vir u 12 bekostigbare paaiemente om te betaal. En Oosterlig se onderriggeld sluit in alle handboeke. Die leerders hoef nie addisioneel daarvoor te betaal nie. Alle skrifte en dan alle vervoer na sportbijeenkomste toe. Dames en here, maak seker as u die onderriggeld kontroleer van omliggende skole of hierdie dinge ingesluit is. Is my kind net 'n nommer? Nee, definitief nie. Dames en here, in 'n makroskool van 1200, 1400 kinders, Waterkloof 2000 kinders, daar verdwyn die kind in die massa. Miskien speel hy in die C of die D-span, maar by Oosterlig gaan hy geleentheid kry om deel te neem. En dames en here, as u die kind hier inskryf by ons skool, dan help u ons om hierdie pragtige skool suiwer Afrikaans te hou. Die vraag is, wat gebeur volgende? Die registrasie het begin reeds die 14de Mei. Nou, dit was 'n maandag. En hierdie kennisgewing wat ons gekry het, was die donderdagmiddag voor dit. Inskrywingsvorms by laerskole. Ons het by laerskool Baanbreker en by laerskool Elspark vir elke leerling 'n inskrywingsvorm gelos. By die ander skole in die omgewing het ons nie vir elke leerling 'n inskrywingsvorm of 'n prospektus gelos nie. Jy kan maar navraag doen by die kantoor, maar hier is ook vanaand in die portaal inskrywingsvorms beskikbaar. Ek vra tog net, as u kind een gekry het by die laerskool, moet asseblief nie nog een vat nie. U handig hierdie inskrywingsvorms in by die kantoor. 'n Afskrif van die kind se geboortesertifikaat, 'n afskrif van die ID as ouers, en dan volgende jaar sal sy rapport en sy oorplasingskaart na ons gestuur word. Indien u die vorms ingee, sal u 'n ontvangserkenning kry. En nou word alle kinders se naam op waglys A geplaas. Dames en here, en nou klink dit verskriklik. Waglys A.
is daar nie plek nie. Wat gebeur nou? Dames en here, wees kalm. Na die 22ste Junie stuur ons hierdie name in vir die distrik. Hulle keer dit goed en sodra u dan volgende kwartaal 'n brief ontvang van die graad 8 kamp, dan weet u kind het plek by Oosterlig. Maar ek wil u verseker, soos wat u hier vanaand sit, alle leerlinge sal plek hê. En asseblief, dit is die boodskap wat moet uitgaan na buite toe. Geagte ouers, u het nou baie inligting ontvang en u moet 'n besluit neem. Ek het hierdie waarheid per e-pos gekry. 'n Golfstok in my hand is 'n paar rand werd. 'n Golfstok in Tiger Woods se hande is miljoene rand werd. Dit hang af in wie se hande is dit. 'n Tennisraket is van geen waarde in my hande nie. 'n Tennisraket in Rafael Nadal se hande is 'n wenner van 'n groot toernooi. Dit hang af in wie se hande dit is. 'n Stok in my hande kan 'n hond of 2 wegjaag as ek gaan stap. 'n Stok in Moses se hande sal die magtige see laat oopgaan. Dit hang af in wie se hande dit is. 2 visse en 5 broodjies in my hande is middagete. 2 visse en 5 broodjies in Jesus se hande sal duisende mense kos gee. Spykers in my hande mag 'n paar skilderye teen die muur opkry. Spykers in Jesus se hande sal die wêreld 'n redding bring. Dit hang af in wie se hande dit is. Dis pragtig. Maar nou sê ek hier vanaand, u kind se toekoms hang af in wie se hande hulle is. En ek verseker u dat by Hoërskool Oosterlig is hulle in goeie hande. Dames en here, u kind is ons goud werd. Geef ons die geleentheid om vir die volgende 5 jaar met u kind te werk en te ontgin tot die suiwerste goud. Baie dankie dat u vanaand gekom het. Ek waardeer dit regtig. Dankie.